Goeiemôre aan almal van julle. Vanoggend is Vrydag die 27ste. Jy kan sien ek het 'n serpie aan en ek is 'n koulike wese en ek het altyd iets nodig om my warm te maak. Ek wil net vir daai ou sê daar in die Kaap wat hierdie yskas oopgemaak het. Jy kan hom nou maar toemaak, hoor. Ek weet nie wat is jou plan nie, maar ek weet Sutherland en alle ander plekke, liewe aarde. Ek sal dit nie maak nie. Nou ja, ek gaan nie praat oor die koue nie, ek gaan praat oor die woord en die boodskap en dis vir my 'n wonderlike voorreg om te dink dat ek vandag met iemand te kan praat wat ek nie ken nie. Nou ja, dis baie interessant, baie mense sal vra nou maar hoe dit begin, waar het jy hierdie ding begin, wat het jou geïnspireer? Ek onthou, dit was COVID 5 jaar terug en toe is al die bedieningsplekke toe, want onthou, ek is maar 'n ou wat van een plek tot 'n ander plek gereis het en by klomp manne van die woord takke uitgekom het en mannekampe gehou het en met skole en kerke en oral gepraat het. Ek het op 'n stadium amper 5000 kilos 'n maand gedoen. Ja, ek was baie besig en toe kom COVID. En toe sê ek, Here, wat nou? Hoe gaan ons nou maak, Here? Ek gaan nou nêrens heen nie en somme al my geldjies gaan opdroog, want daar waar ek gekom het, die ouens my na my geldjie gegee vir my petrol en vir my moeite. En toe kom my seun na my toe en my seun sê vir my, hy dink ek moet dalk 'n dagstuk doen. En ek sê vir hom, regtig, dink jy ek moet 'n dagstuk doen? Ja, sê hy in Afrikaans. Doen dit net. Moenie bekommerd wees nie. Ek wil nie eers na die eerste ene gaan kyk nie, want ek dink ek het op 3 keer oorgedoen. En ek wou dit perfek gehad het. En glo my, ek was baie ernstig. As ek so gekyk het en gepraat het, was dit vir my baie moeilik. Ek het 'n kameraitjie gehad en ek onthou Sondag het ons livestreaming gedoen. Ek eer die Here vir 'n seun wat vir my gesê het, doen dit. En omdat ek dit gedoen het, het ek die vrymoedigheid gehad tot vandag toe om dit steeds doen. Ongeag wie daarna luister, ek doen dit net omdat ek 'n boodskap het. En hierdie boodskap is wat die Here in my hart lê om vir jou te gee. Nou vanoggend se boodskap wat ek na al hierdie tyd vir jou gee, is net genade, is die volgende. En ek sit 'n bietjie dink aan wat Jesus kom doen het. En my boodskap gaan eintlik vandag om net iets te doen. Want wanneer jy iets doen, dan begin dit by jou en dit gaan oor na 'n ander persoon toe. So, ek wil graag dit vir jou lees vandag. Ek wil jou lees uit Lukas 15 uit. Uit Lukas 15 uit. En al die tollenaars en sondaars het die gewoonte gehad. Interessant. Die tollenaars en die sondaars, dis nou die ouens wat nou, hulle het nou 'n stiekerie op hulle. Hey, dis nou die bad ouens hierdie. Om na hom te kom en na hom te luister. Hulle het hoop gesien in Jesus. Want hulle het gesê, maar hierdie ou oordeel my nie. En die fariseërs en die skrifgeleerders, hulle het gemurmureer. Dis 'n ou Afrikaanse woord. Murmureer beteken, hulle het gemoun, hulle het gekla. Hulle het nie daarvan gehou nie. Hulle het gemurmureer en gesê, hierdie man, dis nou Jesus, ontvang sondaars, en ook eet hy saam met hulle. Haai, hoe sleg is jy nie, meneer Jesus, dat jy nou saam met hierdie slegte ouens en al die sondaars, dan wil ek die ouens, wat nou so oor hulle gemoun het, oor hom gemoun het, is hulle perfek. So eet hulle dan saam met wie eet hulle? Eet hulle saam met die perfektes. Toe vertel hy hulle hierdie gelykenis. Watter man onder julle wat 100 skape het, en een van hulle verloor, laat nie die 99 in die woestyn staan, en agter die een aan, wat verlore is, om dit te kry nie. Wat 'n storie, Jesus vertel het. Hy sê dit nou vir hierdie manne wat nou so met hom murmureer. En as hy dit kry, dan sit hy dit met blydskap op sy skouers. Skouerhoog. En as hy by die huis kom, roep hy die vriende en bure by mekaar en sê, wees saam met my bly, want ek het my skaap gekry wat verlore is. En ek sê vir julle, dat daar net so baie blydskap sal wees in die hemel oor een sondaar, wat hom bekeer, meer as oor 99 regverdig is, wat nie die bekering nodig het nie. Of watter vrou sal 10 pennings het en met 1 penning verloor, steek nie die lamp op en vee dit die huis uit en soek sorgvuldig tot sy dit kry nie. En as sy dit kry, roep sy haar vriendinne en buurvrou skoning by mekaar en sê, wees saam met my bly, want ek het my penning gekry wat ek verloor het. Kosbare skat. So sê ek vir julle,
is daar blydskap voor die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. Wat wil ek vanmôre vir jou sê? Wat hoor ek hier? Ek hoor 'n Jesus wat besig is met 'n klomp verskoning, met 'n klomp mense, met 'n klomp sondaars. En dan is hy besig om hulle te help, om hulle in te bring, want hulle is verlore. Ek hoor 'n Jesus wat 'n hart het, om vir daai ouens nie met die Bybel oor die kop te slaan en vir hulle te vra, julle slegte klomp mense, julle gaan almal hel toe nie. Maar hy steek sy hand uit en hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. En dan kom die ander ouens en sê, hey, dis slegte mense daai, hulle gaan hel toe. Jesus weet hulle gaan hel toe. Maar dis hoekom hy gekom het. Sy Bybel sê, ek het nie gekom om die wêreld te oordeel nie. Ek het gekom om die wêreld te red, waarvan ek en jy verseker in die ry gestaan het. So vanmôre is dit nog 'n kans wat Jesus vir jou en vir my sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Ek hoor hier in my hart en my gees, is mense wat 'n vrees het. 'n Vrees is 'n angstigheid. Dis einde van die maand, jou rekening moet betaal word. Waar gaan jy kos kry? Waar gaan jy die kar betaal? Vanmôre sê ek vir jou, kom na die Here toe. Ek en jy gaan saam bid vanmôre. Na hom toe, wat nie gekom het om slegte mense soos ek en jy weg te jaag nie, maar sê, kom ek draai jou skouer hoog, ek het jou gevind. Ek het jou gevind daar waar jy was verlore. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Dis hy. Dis ons redder. Dis die een wat gekom het, wat ek en jy eendag saam by gaan sit in die hemel. Is dit nie wonderlik nie? Dis wie hy is. Sy hart is vir gebrokenes. Sy hart is vir verlorenes. Sy hart is vir die bad klomp mense wat almal afskryf. Dis hy. Ek wil hê jy moet saam met my bid vanmôre. Here, baie dankie dat U my raak gesien het. Dankie Here, I once was blind, but now I can see. Amazing grace. Dankie Here vir die geleentheid wat ons nog het om te kan bid vir 'n koning van alle konings. Dankie Here vir hierdie boodskap. Dankie Here, daar is hoop. Dankie Here, ons rekeninge sal betaal word. Dankie Here, U is goed. Dankie dat U tot vandag toe voorsien. Here, ek bid vir iemand vandag wat dit so nodig het, wat voel daar is nie meer hoop nie. Here, dankie dat U daai persoon gaan haal en skouerhoog op die skouers sal inbring. Ek bid dit vanmôre in Jesus se naam. Amen. Dankie dat jy ingeskakel het. Dankie vir almal van julle wat ook vir ons bid, wat vir ons lief is, vir ons omgee. Mag die Here jou seën, mag jy onthou dat hy nooit sal ophou om jou te gaan soek, want jy is die kosbaarste skat in hierdie verlore wêreld vir 'n wonderlike Jesus nie. Totsiens, jou beste is op pad.